Op 'n keer was daar hierdie strokiesprent gewees van twee besigheidsmanne wat rustig agteroor gesit het op hulle stoele, elkeen met 'n kelkie in die hand, en hulle het so gelyk gesê, hulle het nog hulle hele lewe lank gesoek na iets groter as wat hulle self is, om aan te hang, en toe sê hulle in dieselfde asem, maar gelukkig het ons dit nog nooit gevind nie. En wat hierdie twee besigheidsmanne uiteindelik gesê het, is dat dit net gaan oor hulle en hulle geluk en hulle vreugde. Daar is nie iets groter in hierdie wêreld of 'n groter doel in hierdie wêreld as net hulle en hulle geluk en hulle vreugde nie. En eintlik spreek hierdie strokiesprent tot die tye waarin ons nou leef. 'n Mens kan eintlik sê, ons lewe in 'n tyd van selfisme. Ons is so gefokus op ons en ons eie begeertes en ons eie behoeftes. En as 'n mens dit groter wil stel, is ons altyd net gefokus op mense wat soos ons dink en is en glo. Ons is eintlik daarop uit om net na ons eie mense te kyk, terwyl ons 'n groter roeping eintlik het. In die wêreld waarin ons nou lewe, is daar so 'n oordrewe fokus op jouself, dat ons vandag nie eers meer ander mense nodig het om foto's van ons te neem nie. Ons kan dit sommer self doen, met ons eie selfie-kameras op ons selfone. In ons tyd is daar 'n oordrewe fokus op jouself. Maar Paulus sê eintlik dat hierdie hele gedagte nie 'n nuwe gedagte is nie. Eintlik baie eeue terug het hy vir die gelowiges in Filippe hierdie selfde gedagte probeer kommunikeer, dat daar 'n gevaar is om selfisties te wees, om op jouself gefokus te wees. In Filippense 5 vers 3 tot 5 sê hy so mooi dat ons eintlik as ons gelowiges is, as ons in Jesus Christus se voetspore loop, het ons 'n ander fokus. Ons is nie na binne toe gekeer en net op onsself gefokus nie, maar ons is na buite gekeer en gefokus op ander, en om ander se behoeftes bo ons eie te plaas. Dit beteken nie dat ons van onsself vloerlappe maak of dat ons niks beteken nie. Dit beteken net dat ons ander hoër ag as onsself. En dan gaan Paulus nog 'n stapie verder en sê, dit is dieselfde gesindheid wat Jesus Christus ook gehad het. En uiteindelik dink ek, kan ek en jy net van ons eie selfistiese neigings wegbeweeg wanneer ons ietsie besef van wie Jesus Christus vir ons is. Hy was nie net op homself gefokus toe hy na die wêreld toe gekom het nie. Hy het na die wêreld toe gekom terwille van ander en terwille van ander se verlossing. Hy het ook na die wêreld toe gekom terwille van my en van jou. Hy het eintlik selfisme verander in anderisme. Hy het op ander gefokus, veral daardie mense wat nie so bevoorreg is soos ek en jy nie. Mag ek en jy omgedraai word van ons selfisme na 'n anderisme. Mag ons nie net die hele tyd gefokus wees op onsself nie, maar mag ons ander hoër ag as onsself, soos wat Paulus vir die gemeente in Filippi gesê het. Hemelvader, dankie dat U 'n God van liefde is. Dankie dat U na die wêreld toe gekom het om vir ons te wys hoe ware liefde lyk. Dankie dat U nie net op Uself gefokus was nie, maar dat U deur U seun vir ander kom leef het, en dat U selfs ook vir ander gesterf het. Help ons, Vader, om ook anderisties te wees en nie net selfisties nie. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien mekaar gou weer.